So vandag wil ek bietjie met julle woord kom deel en ek wil so 'n paar lyne kom trek soos wat julle kan sien op stage. En ek wil regtig net vir julle dalk bietjie iets anders wys. Hierdie preek gaan gewoonlik vir mense oor die graf wat leeg is. En 100%, hierdie hele naweek gaan oor die graf wat leeg is. Maar ek wil julle wys dat die graf wat leeg is eintlik al in Genesis uitgebeeld was. En ons wil die lyn trek van Genesis af reg deur tot die evangelies. En ek wil julle wys hoe die Here eintlik al in Genesis vir ons kom wys het wat die sleutel is tot ons redding. En ek wil begin deur om die stelling te maak om te sê ek vertrou jou. Nou vertroue is 'n moeilike ding. Toe ek en Marlies net getroud was, dan sal sy vir my sê, my lief, ek wil my hare en my naels gaan doen. En dan dink ek, okay, hier is my kredietkaart. Ek gaan nie vir jou sê hoeveel is op hom nie. Asseblief, moet net nie te veel gebruik nie. En dan vertrou ek haar om nie die limiet as 'n doel te sien nie. En vir 'n vrou is dit baie moeilik. Maar soos wat tyd aangegaan het, en soos wat ons mekaar geleer ken het, en mekaar gevind het, en sy het gesien wat is vir my belangrik, en ek sien wat is vir haar belangrik, het jy daai vertroue ontwikkel in iemand, om te weet, nou as sy vir my sê, hoe ek met my hare en my naels gaan doen, dan sê ek vir my, lief, wees net veilig. Vat my kredietkaart, wees net veilig. Want daar is daai vertroue. Sien, wanneer jy iemand vertrou, is die noodsaaklikheid vir informasie baie minder nodig. Het jy dit al agtergekom? Sien, as ek vir Matthew op hierdie stage moet sit en vir hom sê, hoorie, speel vir ons dromme, gaan ek eers 'n paar vrae moet vra. Eerstens, hoekom is jy Engels? Dis die eerste vraag. En dan die tweede vraag is, kan jy actually dromme speel? So, dan is die noodsaaklikheid vir informasie baie meer noodsaaklik. En die Here bring my op 'n skrif. Wat gaan hier aan? Ekskuus julle. Het ek nou my plek verloor? En die Here bring my op 'n skrif wat hierdie legkaartstuk vir my aan mekaar begin sit, in Efesiërs 2 vers 8, wat sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle nie, dit is die gawe van God. So eintlik wat dit hierso sê is, hy het genadiglik homself op die kruis gaan offer hierdie naweek. Dit was genade. En al wat hy van ons verwag is die geloof dat hy dit gedoen het. En dat hy opgestaan het en dat hy nou leef. En hierdie skrif kom verander vir my alles. Want dit sê vir my dat al wat ek moet doen is ek moet geloof hê en dit vat my na 'n man toe in Genesis. Dit vat my na iemand toe wat hulle noem die vader van geloof. En sy naam is Abraham. En dink julle dit sal noodsaaklik wees van ons om by hierdie vader van geloof iets te kom leer as die sleutel tot ons redding in geloof lê? So ek wil julle vat na Genesis 22 toe. Dit is waar Abraham basies al by 'n punt kom waar hy al ingesettel is. Maar voor dit begin die Here met Abraham 'n pad stap om hierdie geloof te bou. Hy sê vir Abraham, vat jou vrou, vat al jou donkies, vat al jou diensknegte en gaan na 'n land toe, want ek gaan vir jou 'n land gee. En nou dink ek vir myself dat, man, as Abraham klaar alles gehad het, hoekom sal hy die risiko vat om alles op te tel en na 'n land toe te gaan, omdat God vir hom sê, hy gaan vir hom 'n land gee? Sien, dit sê vir my dat Abraham 'n bietjie geloof gehad het in wat God besig was om te doen. En Abraham vat al die goedes en hy trek na 'n land toe en God gee vir hom hierdie land en God bring vir hom 'n belofte dat hy 'n seun sal hê, al is hy en sy vrou kan hulle nie kinders hê nie. En hy glo in God se belofte dat hy die vader van nasies sal word.
En hy het net hierdie geloof in God. En op 100 kom die Here, en hy gee vir hom 'n seun, Isak. En dis waarom dit ons bring tot die volgende punt, sien Isak, God kom na Abraham toe in 'n droom, en hy sê vir Abraham, ek wil hê, jy moet vir Isak gaan offer. En ek het al hierdie storie seker 100 keer al gelees. En hierdie storie het nooit vir my sin gemaak nie. Want hoekom sal God vir iemand sê wat hy lief is, gaan en offer jou seun? En ek het altyd vir myself gedink, hierdie is net 'n storie van geloof. Dit is 'n storie om vir ons te wys hoe gelowig Abraham was. En ek moet vir julle sê, in die voorbereiding vir hierdie skrif kom maak die Here my oë oop. En hy kom wys vir my dat hierdie skrif, hierdie hele storie, kom verwys na wat vandag, of wat hierdie naweek gebeur het. En sonder vrae, sonder verduideliking, gaan Abraham, hy word die volgende oggend wakker, hy saal sy donkie, hy roep 2 diensknegte om saam te gaan, hy gaan roep vir Isak, hulle gaan kap hout vir die offer, en hulle reis na die berg van Moria toe, waar hy vir Isak moet offer. Het sê hulle reis vir 3 dae lank. En nou dink ek vir myself, as 'n pa, en ek wou 'n uitbeelding gedoen het, ek wou my sin eintlik opgeroep het, maar toe dink ek, nee, ek huil te vinnig, so ek gaan dit nie doen nie. En ek dink net vir myself, wat Abraham moes deurgegaan het in hierdie 3 dae, met die wete wat hy moet gaan doen. Ek dink, die eerste dag het hy met God geredeneer. En hy het vir God gesê, God, waarmee is u besig? Hoekom doen ek die? En ek dink hy redeneer die eerste dag op daai pad met die Here, Here, ek weet nie wat u doen nie, ek vertrou u nog altyd, en ek vertrou u nou, maar ek weet nie waarmee u besig is nie. En ek dink dag 2, toe sê hy, Here, asseblief, as dit u wil is, laat hierdie beker verby my gaan. En ek dink dag 3, toe hy die berg kon sien, toe sê hy, Here, nie my wil nie, maar u wil. En hulle kom by die voet van Moria, wat die berg is, wat sê God voorsien. En hy sê iets wat ek nooit raak gesien het in die skrif nie. Hy sê vir sy 2 diensknegte, wag julle hierso. Ek en die seun gaan en ons gaan die Here gaan loof en prys en eer. En ons albei gaan terugkom. Want sien, ek dink hy het iets geprofeteer wat hy nie eens geweet het, hy profeteer nie. Hy het geweet dat die seun weer gaan terugkom. En hy profeteer het al in Genesis wat in die evangelies gaan gebeur. En die lyne wat ek wil begin trek is die eerste lyn van hy vat Isak en hy sit die hout op Isak se rug om te dra na sy plek toe waar hy geoffer gaan word. Net soos wat Christus die kruishout van Golgotha gedra het vir ons sondes. En dan kom 'n punt waar hulle loop en hulle kom bo op die berg en hier begin hulle 'n altaar bou. Hulle vat die klippe en hulle bou 'n altaar en hulle vat die hout en hulle bou die altaar. En dit wys vir my 'n teenbeeld van Isak wat op 'n altaar moet lê en Jesus wat op 'n kruishout moet sterf. En Isak kom en hy vra een van die belangrikste vrae wat ek dink in die hele geskiedenis van die Bybel gevra word. Kom vra Isak vir sy pa.
En hy vra vir Abraham, Vader, waar is die lam? En jy kan na daai slide toe gaan. En dit vat honderde jare. Die vraag wat Isak gevra het, kom Ehud deur honderde jare se vraagteken. Waar is die lam? En van Genesis tot die evangelies is daai vraag nog steeds die vraag. Nee, nie. Dit kan nie nou nie. Okay, ek kan net gou hê, okay. Ekskuus julle. En hy kom vra in Genesis 22 vers 7 die vraag, waar is die lam? En daai vraag ego deur generasies. En niemand weet nie. En daai vraag, waar is die lam, kom word geantwoord in Johannes 1:29. Ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Maar Johannes die doper sien vir Jesus aankom. En hy sê, daar is die lam, wat die wêreld se sondes vir ons gaan neem. En Isak kom vra 'n vraag wat Johannes die doper kom antwoord. En ons trek 'n lyn weer eens. Trek ons 'n lyn van die offer. En net soos wat Abraham staan en hy hou die mes vas en hy's reg om vir Isak te slag, stop die engel hom. En hy sê, ek weet, jy het geloof in my. Want jy het nie eers jou geliefde seun van my weerhou nie. En ek wil hê julle moet verstaan, dat in Genesis kom wys die Here vir ons 'n karaktereienskap, 'n liefde, wat 'n pa vir 'n seun gehad het. En hy kom wys vir ons hoe lief Abraham vir Isak gehad het, maar dat hy nie sy seun sou weerhou nie. En die Here stop hom en hy sê, moenie 'n vinger op hierdie seun lê nie, want jou geloof het jou gered. En ons trek 'n lyn en ewe skielik kyk Abraham op en hy sien 'n ram binne-in 'n doringboom. En as ons nou hierdie lyn begin trek, dan sien ons eintlik dat dit sê daarso dat die ram aan sy horings en sy kop vasgesit het in die doringboom. Shame, arme skopie. Net soos wat Jesus se hoof 'n doringkroon gedra het. En Abraham hoef nie vir Isak te geoffer het nie. Want sien, sy geloof het vir Isak gered. Maar sien, Jesus kom vra dieselfde vraag in die tuin van Getsemane. Hy gaan deur dieselfde proses. Hy vra ook vir die Here, ek weet wat U besig is om te doen. Mag hierdie beker verby my gaan, maar nie U wil nie. Of nie my wil nie, U wil. En sien, waar Abraham nie die volle prys hoef te betaal het nie, kom Christus en hy betaal die volle prys. En hierdie storie maak vir die eerste keer vir my bietjie sin. Hierdie storie is nie net 'n storie van Jesus, Abraham is hierdie ou met amazing geloof nie. Maar die storie kom wys ons eintlik dat die geloof wat ons het, is wat ons red. Die sleutel tot ons redding is geloof. En hy kom eintlik net en hy kom berei ons voor in Genesis vir wat in die evangelies moet gebeur. En ek wil vir Karel vra om op te kom. En dit bring ons na die laaste skrif toe, en ek wil sê, julle moet sien, dat in die eerste skrif het ons die woord geloof gesien. En in die laaste skrif sien ons ook die woord geloof. En hier is waar dit eintlik op neerkom. 1 Korintiërs 15 vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof nutteloos. So dit sê vir my dat
ons iets by Abraham kon leer. Dit sê vir my dat ons nie hout hoef te gaan kap, of 'n altaar hoef te gaan bou, of 'n lam saam te vat, of ewen ons seun saam te vat nie. Dit sê vir my dat alles hier gaan lê het. Dat alles wat Christus gedoen het, was daai dag so volmaak en volbring. Dat nie een van ons hierso enigiets hoef te doen om in die hemel te kom, behalwe te glo in wat hierdie dag gebeur het nie. Al wat ons moet doen is glo dat Christus Jesus uit die dood uit opgewek is. En hy sê, julle sal gered word. So die sleutel tot ons redding is geloof. Daai is nie blou nie, myne is blou, die geloof is gehighlight. Net 'n thought. So dit is eintlik al wat ons moet doen. Ons moet glo dat die graf vandag leeg is en dat ons genoeg geloof het, dat ons nie ons seun sal weerhou wanneer Christus ons van vra nie. So ek wil vanoggend net 2 vrae vra. Waar vra God jou om hom te vertrou vandag? Soos wat hy vir Abraham gevra het om vir Isak te gaan offer het. En waar wag jy vir meer inligting? Want sien, as jy wik en weeg, beteken dit jy het nog nie volle vertroue in God gegee nie. Dit beteken jy wik en weeg nog. Jy vertrou die Here nog nie 100% nie. En ek wil julle challenge vanoggend, ek wil julle challenge om te sê, stap net uit in geloof. Sal net die donkie. En ek meen, gaan praat net met die Here op die pad. Ons hoef nie te verstaan nie, maar hy sal ons wys. En ek wil vir julle sê, vertrou die persoon, nie die proses nie. Want dit is die belangrikste. Want sien, as ons die proses gaan vertrou, gaan ons in al die omstandighede vaskyk. Maar as ons die persoon vertrou, dan kyk ons verby al die omstandighede. En ons weet dat hy ons deur gaan vat. So ek wil weer saam met julle bid. Net die selfe gebed as wat ons amper Vrydag gedoen het. Maar ek wil vra julle moet asseblief julle oë toemaak. Here, ek gaan nie vra vir mense om hulle hande op te tel nie. Want Vader, hier is 'n saak van geloof. Vader, U is nou besig om met elke ene hierso in hulle harte te praat. En Vader, U weet waar hulle nog wag vir 'n klein bietjie informasie, Vader. Waar hulle nog nie heeltemal hulle oë op U het nie, Vader. Waar hulle nog so 'n bietjie vashou aan die saak self. En Vader, ek wil vra dat as hulle enigiets onthou van hierdie preek, of wat dit moet wees is dat Abraham niks weerhou het van U af nie. Hy het 100% geweet, Vader, al gaan hy en hy gaan sit Isak op daai altaar. Weet hy dat U hom uit die dood uit kan opwek. Hy weet dat hy en Isak sou gegaan het en daai 2 diensknegte gaan ontmoet het. Maak nie saak wat nie. Hy het genoeg geloof gehad in U en U het gesê, jou geloof het jou gered. Vader, ek vra dat elkeen wat hierso sit, Vader, dat hulle bonatuurlike geloof in wat vandag gebeur het sal hê. Dat hulle sal weet dat hulle weet dat daar 'n leë graf is.
En dat hulle weet dat daai graf wat leeg is, u einde was ons begin. En Vader, ek kom vra dat daar geen twyfel vanoggend hier sal wees nie. Dit maak nie saak wat ons gedoen het nie, maak nie saak wat ons voel nie, maak nie saak waarmee ons struikel nie, maak nie saak wat voor ons lê nie, dat u sal alles oorkom. En Vader, ons dankie vir u liefde, Vader, ons dankie vir die prys wat betaal is. Ons dankie vir u goedheid en u liefde en u guns oor ons lewe, oor elkeen hierso, Vader. In Christus naam. Amen en amen.